Goeienaand, ek is terug met 'n opvolgboodskap van gisteraandsinne van Matteus 18 vers 1 tot 5 en nadat ek afgesluit het, het die Heilige Gees vir my nog oopgemaak. Die Heilige Gees het my herinner, toe ek 'n tiener was, het ek eendag na skool na my pa toe gegaan en vir hom gesê, ek is bang oor iets wat ek by die skool moes doen, en my pa het vir my gesê, nee man, jy moes nie bang nie, jy's 'n wenner, jy's pa se dogter, jy's 'n champion, waar daar 'n wil is daar 'n weg. Dit is so reg, het hy vir my gesê. En so wil ons Hemelse Vader oor ons lewe spreek. Hy wil hê ons met sy woord vat en dit ons eie maak in Jesus se naam. En soos die lig wat vir my aangelos was in die gang, so wil die Heilige Gees vir ons 'n lig wees in hierdie wêreld. En soos my stiefma my gelei het oor die besige vreesaanjaende pad, so wil die Heilige Gees hê ons moet hom toelaat om ons hand te vat, om ons te lei deur die lewe wat besig is en vol soveel vrese is. En my stiefma wat vir my gesê het dat ek moet nie bang wees nie, sy's net aan die ander vertrek. So leer die woord ons ook dat ons moet nie bang wees nie. Die Here sal ons nooit begewe of ons nooit verlaat nie. Ek is met jou. Selfs wanneer ons nie die teenwoordigheid van die Heilige Gees ervaar nie, kan ons weet die Heilige Gees is daar. En ek het hieroor gebid en ek het dit oor ons Vader se volk gebid, want dit is sy hart, dit is sy begeerte. En ek het gaan slaap en ek het wakker geword nadat ek 'n droom gehad het, waar ek gedroom het, waar daar mense in konflik is oor 'n geliefde wat gesterwe het, sy as. En die een het so kwaad geword vir die ander een, dat hy 'n hamer gaan haal het, om die een se voortande uit te slaan. En nadat hy dit gedoen het, het hy na my toe gekom, terwyl ek net daar kalm gestaan het om te kyk, om my voortande te kom uitslaan. En toe hy vir my kom, toe ek wakker geskrik. En toe ek wakker skrik, toe voel ek die gees van onderdrukking wat ek herken het, want ek kon onthou as kind, het ek het 'n hele paar keer beleef, waar ek wakker geword het, waar alles pik donker om my was, wat ek glad niks kon sien nie, wat ek nie kon praat nie, en wat ek nie kon beweeg nie, en wat ek gevoel het om my hart geklop het, en wat het vir my swaar was om asem te haal. Waar ek gisterand wakker geword het, waar ek gewoonlik gees kan ruik of proe, of wanneer die Heilige Gees dit toelaat wat ek kan sien, het ek niks geproe of geruik nie, maar ek kon in die donker insien waar dit hier en daar kolle pikswart was, wat ek nog wel my arms kon oplig, al was dit baie stadig, wat ek wel my mond kon oopmaak en bid, al was dit nie soos ek normaalweg praat en bid nie, dit was baie vertraag, en ek het wel 'n swart skaduwee gesien wat beweeg het, maar ek kon nie identifiseer nie, en ek het beginne bid, teen die gees van oppressie in die naam van Jesus, en ek het dit vir die Satan gesê om agter my te kom in die naam van Jesus, want deur Jesus Christus is ek meer as 'n oorwinnaar, wat my die krag gee, en ek het net gevoel dit kom weer terug, en toe die liedjie van Hope Daarst in my gedagtes opgekom van In the mighty name of Jesus, I pray, no weapon formed against me shall prevail, en waar sy ook sing dat Spirit of God, you are here, you have all authority, en ek het gevoel dit gaan weg, en ek het die hele tyd ook gevoel ek word verskriklik moeg, en ek het beklei om my oë oop te hou, en so het dit 3 keer gebeur, wat ek moes bid en sing, vir dit om weg te gaan, en vir 'n oomblik het ek gelê, en toe voel ek die vrede van die Heilige Gees en die kalmte, en ek het soos 'n wind, 'n briesie oor my gesig gevoel, en toe ruik ek 'n verskriklike soet reuk, want die laaste keer toe ek gebid het, het ek vir die Vader gebid en vir hom gevra vir meer salwing, vir al sy kinders, en ek het nie geweet wat ek geruik het nie, want ek kon nie identifiseer nie, en later het die Heilige Gees vir my oopgemaak,
dit is hoe die salwing in die gees reik, dit is 'n soet geur, wat jy nie kan identifiseer nie, waar ek al geruik het, hoe die vrug van die gees, vreugde, wat soos lemoene en blackcurrants reik, of waar die Heilige Gees reik soos lelies, of soos rose. So ek het glad nie hierdie soet reuk wat ek kon identifiseer nie, of selfs het ek al op 'n keer wat ek coconut geruik het, waar ek rarig myself verneder het en nederig was vir iets wat ek vir die Vader moes sê vir iemand. So ek kon nie dit identifiseer nie, en ek het aan die slaap geraak, en vanoggend toe ek wakker word, toe was ek verskriklik moeg en uitgeput, en ek het die hele dag so gevoel, en ek was geïrriteerd, en ek was baie kort van draad, so ek het 'n paar van die Heilige Gees se toetse nie geslaag nie, waar ek ook dankbaar is, wat die Heilige Gees my deur iemand herinner het, op 'n tyd wat ek 'n boodskap moes gee, wat die Here ons genadig is deur ons groeiproses, waar ons struikel en val, waar die Heilige Gees ons weer ophelp. En so ook het ek vanoggend 3 boodskappe van 3 verskillende spesiale mense gekry, met dieselfde boodskap, wat die Here vir my sê, ek is nie alleen nie, hy is by my, en dat geen wapen wat teen my kom, my sal oorwin nie, want hy is my beskermer. En net so, toe ek my Bybel oopmaak, toe maak ek oop by Jesaja 58, vers 11, wat sê, die Here sal jou altyd deurlei, selfs in dorstreke. Hy sal in jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak. Jy sal wees soos 'n tuin met volop water, soos 'n fontein waarvan die water nie opdroog nie. Dit is so gepas vir wat deur die nag of die oggendure gebeur het. Ek het nie eers na die tyd gekyk nie. En ek het gaan kyk, volgens die Bybel het die betekenis van die nommer 3 vele betekenisse. Maar die een wat vir my uitgestaan het, is dat dit is om 'n saak te bevestig en te beklemtoon. So vir my is dit as kind, was ek weerloos, ek kon niks doen nie, maar deur die krag van die Heilige Gees binne in my, het die Vader my sterk gemaak, en ek was soos 'n fontein met water, wat nog steeds kon bid, wat nog steeds kon sing, en ek kon nog steeds bid, ek kon nog steeds beweeg. So ek is dankbaar, ek sê net vir die Here dankie, dat hy my versterk, en hierdie boodskap gaan nie oor my nie, dit gaan oor my Vader in die hemel, want alles wat hy vir my doen, kan hy vir jou ook doen, en hy wil dit vir jou doen. So my boodskap aan julle vanaand is, gaan in vrede.